Julle is my skape, die skape van my weide. Julle is mense, ek is julle God, spreek die Here, Here. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here, ons ken Psalm 33 se melodie so goed, maar ons gaan die laaste versie sing, vers 11. Hierdie is 'n loflied. In vers 11 is dit 'n belydenis waar ons sê, God, die God wat ons beveilig, voel nou ons hart opnuut verblyd. En op sy naam ontsaglike heilig, vertrou ons tot in ewigheid. Wat daarop volg, en vandag in die prediking veral hoor van God se heilige naam. Vers 11, Psalm 33. Beveilig, voel nou ons hart opnuut verbly, en op sy naam ontzaglik heilig, vertrou ons tot in ewigheid. Goede dieren Vader, hoor ons as ons nader, met 'n diep ontzag. Slaan ons gunstig gade, skenk ons die genade, as ons op U wag. Ek gaan blaai na Gesang 71, ons sing daar die tweede vers, as skuldbelydenislied na die wet. Dan sing ons vers 3, na die geloofsbelydenis en ons slotsang, uiteindelik vers 1. Lukas 10 vers 25 en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe. U die kenner van ons harte, ken ook my en weet alleen, hoe ek in berou en smarte my onheiligheid beweeg. Ja, U ken my hart se wonde, ken die leed om al my sonde, maar ek kom in Jesus naam, om sy bloed neem U my aan. Spreuke 28:13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Geliefdes, kom ons bely ons geloof in God die enige en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Schenk u genade, deur geloof neem ek hom aan, daarom vrees ek nie die kwade, omdat Jesus met my gaan, alhoewel in skuld gebore, as ek in hom uitverkore, voor die woorde skeppingsmaak, skyne roep oor dag en nag. Jesegiel 36 vanaf vers 16. Die profeet Jesegiel tree op in die tyd van die eerste Israeliete van die suidelike ryk van Jerusalem weggevoer is in ballingskap in die tyd van koning Jojagin. En hulle het gedink, nou is dit klaar, daar gaan nie weer moeilikheid wees nie. Maar die Here waarsku hulle deur Jesegiel, dis maar die begin. Wens hulle sonde gaan die hele volk in ballingskap weggeneem word, die belangrikste mense, en Jerusalem gaan val, die tempel gaan afgebreek word. Dis die verskriklike boodskap wat Jesegiel moet bring. Maar in hoofstuk 11 hoor ons, daar is tog 'n glimmer van hoop. Hulle sal uiteindelik terugkom uit ballingskap uit. En almal se vrese word dan bewaarheid, hoofstuk 33, wanneer die val van Jerusalem aangekondig word. Wat daarna volg van hoofstuk 34 tot nou hier by hoofstuk 36 en volgende week DV hoofstuk 37 is die boodskap van hoop. Hierdie eerste hoofstukke gaan dan nou die boodskap van hoop vir Israel, soos wat die eerste boodskappe in die boek was, oordeel oor Israel. Dan volg die volgende boodskappe wat aanvanklik in die eerste deel van die boek oordeel oor die nasies was, volg nou hoop vir die nasies. En dan sluit dit af, en ons gaan die week daarna DV ook afsluit in ons bestudering van Jesegiel met hoofstuk 47, wanneer 'n kyk gegee word, 'n blik in die toekoms, 'n visioen van wat vir die kinders van die Here voorlê. Maar wat vandag betref, hierdie word genoem die evangelie van die Ou Testament, word genoem die volledige uiteensetting van die heilsorde, van die wyse waarop die Here iemand sy kind maak, en in hierdie geval, wat hy met sy volk doen. Hoe hy mense wat hulle rug op God gedraai het, sy kinders maak. En dis 'n ontsaglike boodskap van hoop en genade ook vir u en vir my vandag. Wat jy gaan hoor, is die herhaling van die trefwoorde, ek sal. Nou geleerdes gebruik hierdie woord monergisme. Nou monergisme beteken
Dit kom van die twee Griekse woorde mon wat beteken een en ergisme of ergo is om te werk. En daar is net een wat werk en dit is die Here. In verlossing het ek geen aandeel nie. En daarom hoor 'n mens, ek sal, en dit is die Here wat praat elke keer, wat hy sal doen. En dan, as ons dit nou lees, sit jouself in die skoene van die een wat hoor, as die Here sê, ek sal, en wat doen die Here vir my en vir jou. Kom ons verlustig ons in die woord van die Here as ons saam gelees het, gaan ons saam bid, Esegiel 36 vers 16. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, toe die huis van Israel in hulle land gewoon het hulle dit verontreinig met hul wandel en met hul handelinge. Hulle wandel was voor my aangesig soos die besoedeling van die maandelikse onreinheid. Daarom het ek my grimmigheid oor hulle uitgegiet vanweë die bloed wat hulle in die land vergiet het, terwyl hulle dit met hul drekgode verontreinig het. En ek het hulle verstrooi onder die nasies en hulle is versprei in die lande. En ek het hulle geoordeel volgens hulle wandel en hulle handelinge. En toe hulle by die nasies kom waarin hulle getrek het hulle my heilige naam ontheilig deurdat van hulle gesê is, hierdie mense is die volk van die Here en hulle moes uit sy land uittrek. Toe het dit my ter harte gegaan om my heilige naam ontwil, vir die huis van Israel ontheilig het onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar terwille van my heilige naam wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. En ek sal my grote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. En die nasies sal weet, dat ek die Here is, spreek die Here. As ek my in julle voor hul oë as die heilige laat ken, en ek sal julle uit die nasies gaan haal, en julle uit al die lande by mekaar laat kom, en ek sal julle in julle land bring, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk en ek sal vir julle 'n God wees. En ek sal julle verlos van al julle onreinhede. En ek sal roep na die koning, na die koring en dit vermenigvuldig, en ek sal geen hongersnood op julle lê nie. En ek sal die vrugte van die bome en die opbrengs van die veld vermenigvuldig, sodat julle die smaad van hongersnood nie meer hoef te verdra onder die nasies nie. Dan sal julle dink aan julle verkeerde weë en aan julle handelinge wat nie goed was nie. En julle sal vir julle self walglik wees oor jul ongeregtighede en oor jul gruwels. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die Here. Laat dit julle bekend wees, skaam julle en bloos oor jul weë, o huis van Israel. So sê die Here, in die dag sal ek, as ek julle reinig van al julle ongeregtighede, sal ek die stede laat bewoon en die pynhope laat opbou, en die verwoeste land sal bewerk word, in plaas dat dit 'n wildernis is voor die oë van almal wat verbygaan. En hulle sal sê, hierdie land wat verwoes was, het geword soos 'n tuin van Eden. En die stede wat in puin gelê het en verwoes afgebreek was, is versterk en bewoon. Dan sal die nasies weet wat rondom julle oorgebly het, dat ek die Here opgebou het, wat afgebreek was, beplant het, wat verwoes was.
Ek, die Here, het dit gespreek en sal dit doen. So sê die Here, ook sal dit my laat vra. Sal ek my laat vra deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen. Ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skape, soos die geheiligde skape, soos die skape van Jerusalem op sy feestydde. So sal die stede wat in pyn lê vol wees van kuddes van mense, en hulle sal weet dat ek die Here is. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord vir ons bid. Wonderlike Hemelse Vader, dankie vir die genade dat U deur die woord tot ons spreek. Elke keer as die Bybel oopmaak, is U besig met ons. Dankie Here dat U ons genadig is, dat U vir ons goed is. Dankie Here ook vir hierdie wintertyd en die vreugdes wat dit meebring, dat die natuur kan rus. Dankie Here vir die oeste wat ons op die lande sien wat gestroop kan word, en ons vra dat U ook daardie genade skenk. Here Jesus, so dink ons ook aan hierdie boodskapper, wat U ook vir ons sê, dat die oes wit staan op die lande, en dat U verklaar, die oes is groot en die arbeiders is min, en U roep elkeen van ons om ook arbeider te wees in die oes. Om die lig te laat skyn en die woord uit te leef. Here, as ons onsself toets, dan is dit ook soos hierdie volk, wat U deur Jesaja aanspreek, dat ons harte baie keer ook klipharte is, wat nie wil lief hê nie. Here, ons vra dat U die wonderwerk doen, wat U hier beskryf. Die wonderwerk dat U, terwille van U naam, ons genadig is. Here Jesus, ons vra, dat U met hulle sal wees wat siek is. Ons bid vir hulle Here wat pyn het. Ons vra dat U met hulle sal wees wat weg is met vakansie, en dat U hulle veilig terugbring. Ons bid vir ons kinders waar die skole in die week begin, dat U ook die onderrig seën wat die onderwysers aan hulle gee. Here, ook in ons huise, dat ons kinders daar 'n liefde vir U leer en in hulle harte gevestig word om U van harte te dien en lief te hê. Here Jesus, so bid ons ook dat U met ons kinders sal wees, vir wie daar eksamens voor lê. Ons dra die akademie in die op, waar dit ook die begin is van 'n nuwe semester. En ons vra Here dat U ons professore en ons dosente, dat ons predikante oplei, seën daarin. Here, ons kyk vooruit na groot projekte wat vir ons gemeente voorlê, en ons vra Here, wil U ons hande sterk om U daarmee te verheerlik. Here, ons kyk na onsself en die uitdagings wat ons ook in hierdie week moet hanteer, en ons bid Here, gee krag na kruis. Wees ons genadig Here, maar bowe alles bid ons, Here, wil U met krag in ons harte werk, sodat U liefde duidelik sal wees. Here Jesus, ons vra dat U nou die woord in ons harte skryf, en ons toegewyd maak tot U. In Jesus naam, amen. Geliefdes aan ons Here Jesus, ons het 'n lang pad saam met Jesaja geloop tot hier. Tot hier was die boodskap van oordeel, van onheil, mense wat gedink het, hulle kan gerus wees, wat moes agterkom, hulle kan nie so rustig slaap nie, want die Here kom as regter, hy is vinnig op pad. En dan uiteindelik die tragedie dat Jerusalem val, dat Jerusalem ingeneem word, dat die tempel afgebreek word. Ons lees in klaagliedere wat daar gebeur het. Duisende mense is dood, oor mense huil, oor van die hartseer, die verliese, die vernedering. En tog kom daar 'n boodskap in Jesaja hoofstuk 36 waar die Here sê, hy sal die eer van sy naam herstel. Dis nie net die volk wat skade ly nie, ook die Here se reputasie is op die spel.
Die volke wat spot met die Israeliete, met die kinders van die Here en sê, is dit die volk van die Here? En dat die Here self, dat sy naam ontheilig word, waar hy sy volk in ballingskap laat meevoer het. En die vraag is God te swak om te help? En die tragedie is dis vandag steeds 'n vraag wat mense vra. Daar is soveel hartseer en seer in ons wêreld waarin ons leef, en baie mense wat sê wel as God wil, kan hy seker help, maar ek weet nie of hy kan nie. En dis 'n uitdaging van die Almagtige, waarvan ons baie versigtig moet wees. Die wêreld waarin ons leef, dink mense is groot en God is klein, dis 'n baie gevaarlike plek om te wees. Want niks is vir God onmoontlik nie. Sy kinders met klipharte, is hy die chirurg wat 'n hartoortplanting kan doen, en dis wat hy hier dan beloof. Die ek sal uitspraak in hierdie gedeelte herinner ons, God, en hy alleen bewerk ons verlossing. Hy maak ons sy kinders, hy laat ons as sy kinders leef. Die eerste ding wat ons raak sien in vers 24, is die ek sal julle gaan haal uitspraak, waar die Here sê, ek is die een wat na julle toe uitreik, die inisiatief kom van my af. Verlossing gaan nie oor mense wat God soek nie, want uit jou eie sal jy nooit God soek nie. Verlossing begin by die genade wat God betoon dat hy mense, sonder mense soos ek en u gaan soek, gaan haal, roep deur sy woord en sy gees. En hy roep jou elke keer as jy die Bybel oopmaak. Is die lewende God besig met jou. Israel was verstrooi, hulle was geestelik dood, hulle het onder heidene nasies gebly, met afgode, dit was 'n swaar tyd. Ons verstaan iets daarvan. As mense wat onder 'n heidense regering leef, mense wat self nie altyd naby aan God leef nie. En wanneer hy vandag opnuut vanuit sy woord ons kom haal, wanneer hy ons roep om sy volk te wees, wanneer hy ons oproep, hy is die goeie herder wat die wildernis ingaan om sy verlore skaap een vir een op te spoor. Jesus noem homself in Johannes 10, ek is die goeie herder. Hy is die wat sy lewe afgelê het vir ons, sy skape. Hy gaan haal ons, sodat van ons gesê kan word, Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem. En hulle volg my. Die Here is die een wat roep. Hy breek die doodse stilte van 'n sondaar mens wat God haat. En hy bring onder jou aandag, daar is 'n God wat na jou uitreik, wat jou kom haal, en jy kan dit nie weerstaan nie. God is nie onmagtig om 'n sondaar mens sy kind te maak. Paulus moes dit leer, die pad na Damaskus. Jona het besef in die maag van 'n vis. As God jou kom haal, is daar geen keer nie. En mag hy daardie genade in ons elkeen se lewe doen. Want wat gebeur is niks minder as die wonderwerk van 'n hartoortplanting nie in vers 26. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek kan my predikant na 'n man toe stuur en sê, dominee, gaan kyk of jy iets reg kry by die ou. En ek kan dalk maar 'n afspraak kry en hy kan dalk sê, nee, kom maar.
En ek kan by hom sit en vir hom sê, broer, jy was jare laas in die kerk gewees. En hy sal ook vir my sê, ja, nee, ek weet, ek moet dalk my plan maak om weer 'n slag uit die kerk in te kom. En ek kan hom konfronteer en sê, broer, maar jy kyk diep in die bottel. Jy het 'n drankprobleem. En hy kan dalk vir my sê, ja, nie, ek moet dalk my gewoontes bietjie verander, en dalk die drank so bietjie los. En kan hom sê, broer, kyk hoe lyk jou gesin. As jy die bottel vat, dan timmer jy jou vrou, jou kinders kry skade. En kan ook sy kop laat sak en sê, ja, nee, ek sal probeer. Dat ek so 'n bietjie beter gewoontes aanleer as dit. En ons kan net mekaar uitgaan, en weet jy wat gaan verander? Absoluut niks. Hoekom? Want ons mens dan met nie 'n gewoonteprobleem nie. Ons het 'n hartprobleem. Daai gewoontes is simptome van 'n hart wat klip is. Wat nie God kan lief hê nie. Mense kan lief hê nie. En ons kan vingers wys en ek moet na myself kyk in die spieël vandag en sê, dis wie ek is. 'n Mens wat daartoe geneig is om net myself lief te hê, en eintlik maar God te haat en mense te haat. En ek kan kyk na my slegte gewoontes en daaroor sleg voel en dit gaan niks help as God nie hierdie hartoorplanting in my lewe doen, dat ek 'n hart het wat gedryf word deur liefde. Dis waar die verandering kom. Verandering kom nie waar ons in die strate stakings probeer hou vir munisipale dienste of wat ook al nie. Dis nie waar verandering kom nie. In hierdie samelewing meer as alles wat ons nodig het, is mense wat besef, ek kan nie. Ek het God nodig en bid om 'n hartoorplanting. 'n Hart wat klip is 'n hart wat dood is, koud is, hard is. As hier iemand 'n hartaanval kry en hy slaan hier neer en langs die kans en daar's geen hartklop meer nie. Die persoon is dood. En ek stap na die uit en ek sê vir hom, hoor jou broer, hier is 'n hospitaal net hier naby. As ons gou maak, dan kan die mense jou help. Hulle het masjiene wat hulle jou weer in die gang kan skok. Kom, laat ons klim gou, laat ons in die kar kom, laat ons jou daar kry. Gaan nou iets gebeur. As iemand dood is hy dood. Hy kan nie hoor nie. Hy kan nie opstaan. Hy kan nie saamkom. Dis ek en jy sonder die Here. Besef u wat gebeur het toe Jesus sê, Lazarus, kom uit die graf uit. Lazarus hom gehoor. Die Here Jesus moes eers lewe gee, dat iemand leef, dat hy kan hoor, dat hy kan kom. En dis wat ek en jy nodig het. Sonder die Here is dit nou die oortreffende van iemand wat dood is dit dooie lijk. Ons hoor nie die Here nie. Ek kan nie sy stem hoor nie, ek kan nie sy stem onderskei nie, dis nie vir my belangrik nie. Maar die oomblik as sy stem vir my hoorbaar word, moet ek besef, hy is besig met my. Daar's hoop op lewe. Hy wat my roep, gee vir my dieselfde proses lewe. Wat die Here hier in hierdie gedeelte beskryf is die volle pad wat hy met sy kinders loop. Hy is die een wat roep en is sy inisiatief wat hy neem en hy is die een wat die wedergeboorte skenk soos wat Jesus beskryf in Johannes 3. Hy sê daar, dis die wind. Jy hoor sy geluid,
Jy voel die wind, jy sien die effek, maar jy weet nie waar hy vandaan kom of waar hy nou pad is nie. En as jy so werk die Heilige Gees, hy maak mense God se kinders. Jy kan dit nie bepaal nie, jy kan dit nie keer nie, jy kan dit nie reguleer nie. Dis God se genadewerk wanneer hy jou kliphart verwyder, die chirurgie doen in jou 2 Korintiërs 5 vers 17, 'n nuwe skepsel maak, totaal 'n nuwe mens. Die wedergeboorte is God se skepingswerk waar hy in 'n dooie nuwe lewe blaas en jou laat leef. En as kind van die Here is een van die eerste dinge wat 'n mens besef, ek is 'n sondaar mens. Ek het God se genade nodig. En dan kom die Here in vers 25, en ek sal skoon water op julle giet, en julle reinig van al jul drekgode. Ek sal skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Hierdie is die water van God se vergifnis. Wanneer ek my sonde besef, en ek vra, Here, vergewe my. Is dit die Here wat vir Dawid in Psalm 51 vers 9 sê, as witter as sneeu was ek jou. Ek maak jou totaal skoon, ek vat jou sonde weg, dat daar niks oorbly nie. As jy môre nog steeds sleg voel oor daardie sonde, onthou, dis so ver as die ooste van die weste is dit van jou af klaar verwyder. Kleef nie meer aan jou nie. God is heilig. Hy is sondeloos, hy kan nie sonde verdra nie. En daarom vat hy jou as sondaar mens, hy roep jou, hy doen die hartoorplanting, maar hy los jou nie in jou sonde nie. Hy was jou, hy reinig jou, hy verklaar jou regverdig. Ons noem dit regverdigmaking, wanneer God jou sonde vergeef, en jou verhouding met God volkome herstel. Dis God se werk, jy kan dit nie doen nie, jy kan niks daaraan doen nie, jy kan dit besef, dat jy wat jou sonde bely het, volkome vergewe is. Maar nou kom die ervaring in vers 31 eers. Vers 31 is so treffend, dan sal julle dink aan jul verkeerde weë en aan julle handelinge wat nie goed was nie, en julle sal vir julle self walglik wees oor julle ongeregtighede en oor julle gruwels. Sien jy die pad wat die Here geloop het, vandat hy geroep het, die wedergeboorte geskenk het, jou sonde vergeef het en regverdig gemaak het, en nou kom die besef in jou gedagtes, verskriklik is my sonde nie. Dis walglik. Die Here is die een wat vir my 'n oop hand gee om te ontvang wat hy vir my as bedelaar gee. Jesus se verlossing. Jy is die een wat moet besef, ek kan niks na die tafel bring wat my verlossing betref. Dis God wat my laat glo dat daar 'n God is. Dis hy wat my 'n vaste vertroue gee in hom. Want dis meer as om te weet daar is 'n God. Jakobus 2 stel dit in vers 19 waar hy sê, jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook, en hulle sinner. Ja, nie, jy moet weet daar is 'n God ergens nie. Hierdie hele boek gaan daaroor dat jy in 'n liefdesverhouding met hom staan, daarom vat hy jou kliphart wat nie kan lief hê nie weg, en hy gee vir jou 'n hart wat kan lief hê. En wat hy hier beskryf is die omdraai proses, die Hebreëse woord vir bekeer is, shuv, jy is op pad hel toe. Wat die Here hier doen is, hy draai jou om, dat jy nou God se pad loop. Jy kan nie sê dat jy 'n kind van die Here is en jy loop nog steeds 'n pad hel toe nie. Jy loop nie God se pad nie. En dis die ironie.
Eers nadat Israel gered is, was daar ware berou. Wanneer jy sien wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis, dan vlug jy weg van sonde. As ons terugblaai na hoofstuk 18 wat ons bestudeer het, dan lees ons in vers 31. Werp al julle oortredinge waar julle oortree het van julle af weg. Maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees, want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here, Here. Bekeer julle dan en lewe. Nou is die vraag, maar wie se werk is dit nou? Is dit my werk of God se werk? En die antwoord is ja. Dis die Here wat jou roep, bekeer jou. En is jy wat 'n besluit maak, ek stap deur hierdie poort van bekering, ek stap die Here se pad, ek maak 'n besluit hier vandag, ek gaan die Here dien met my hele hart, my hele siel, al my kragte. Ek wil die Here se pad loop. En as jy deur daai poort gegaan het en jy kyk terug, en staan daar uitverkies. Dis die enigste rede, hoekom jy hierdie besluit kon neem en hierdie tree kon gee, want God het lankal voor die skepping van die wêreld jou gekies en deur sy Heilige Gees jou sy kind gemaak. Filippense stel dit so. Werk julle eie heil uit met vrees en bewing. En dan kan jy stel met Here, hoe kan ek dit doen? Ek kan myself mos nie 'n kind maak nie. Hoe kan ek hierdie pad van heiligmaking loop? Ek is 'n sondaar mens, ek kan probeer. Maar dan kom vers 13 van Filippense 2 en vers 13 sê, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy behaag. Neem verantwoordelikheid, want God gee vir jou die krag daartoe. En dis die volgende waarby ons uitkom. Met heiligmaking. Heiligmaking beteken, dis die proses om God se pad te loop, jou lewe lank, totdat die Here jou kom haal. En die vraag is, maar hoe kan ek dit regkry? Vers 27 antwoord, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk en ek sal vir julle 'n God wees. Dis die geheim. Dis hoe kinders van die Here naby hom leef, want dis die Heilige Gees wat ons die krag gee. Dis waar Augustinus se gebed waar word, waar hy bid, Here, gee vir my alles wat U vir my vra, en vra dan vir my net wat U wil. Dis wat hier gebeur. Die Here gee vir jou alles wat nodig is om as kind van die Here te leef, want hy gee vir jou sy Heilige Gees, wat vir jou hierdie woorde van die Bybel laat verstaan, dat dit belangrik is, en dat dit woorde is wat ek moet uitleef. Jy het binne in jou 'n afrigter, wat vir jou aanmoedig, wat vir jou baie gewys, nou het jy 'n voetfout gemaak, nou is jy onkant, nou het jy moeilikheid, kom terug, begin oor. Wat vir jou moet, is nie die einde van die pad nie. Die Heilige Gees skree nie langs die baan nie, hy is in jou en hy gee vir jou die krag, sodat jy hierdie wedloop sal kan voltooi tot die einde toe. God neem die inisiatief. Is hy wat sê, bekeer jou en lewe. Maar is hy wat ook die krag gee, dat jy kan omdraai en God se pad loop. Vers 38 gee die rede, hoekom die Here daarmee besig is. Hy sê, sodat hulle kan weet dat ek die Here is. Dis die goue draad hier die hele boek. Dis hoekom alles gebeur, dis hoekom die hele ballingskap gebeur het, dis hoekom hierdie profesie moes verkondig word, dat hulle kan weet dat God die Here is.
So raak dit my. Ek wil afsluit met die treffende beeld wat Paul Washer in sy verklaring van Jesegiel 36 en 37 gebruik. En hy haal aan uit Maleagi 1, in die eerste verse staan daar, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. En dan kan mens dink, dis bietjie hard. Is hy nie die God van liefde nie? Hoekom staan daar, Esau het ek gehaat? Ek het letterlik gaan kyk in die Hebreëus, is dit wat daar staan? Ja, dis wat daar staan, Esau het ek gehaat. Maar as jy vraag, wat beteken dit? Dat die Here sê, dat hy Esau gehaat het. Kom ons gaan kyk na die geskiedenis. Hier is die twee boeties. Ons ken die geskiedenis van nou Jakob wat sy boetie gekil het en sy eersgeboorte reg gesteel het met 'n pot lensiesop. Sy pa verkil het en toe nou weggehardloop het dat sy boetie hom nou nie doodmaak nie. En nou kom hy terug. En hy is so bang vir sy boetie. Hy stuur net 'n klomp geskenke. Hoor, hier is 'n trop skape en hier is 'n trop bokke en hier is 'n trop beeste En die ding is, toe hy nou uiteindelik sy boetie Esau weer ontmoet na al die jare, het Esau enige van daai goed nodig gehad? En die kwaadaard is, nee, Esau was 'n ryk man. Die Here het hom geseën. Dit het eintlik met hom baie goed gegaan. Maar waar kom die ding dan in? Hoe het Jakob se lewe gelyk? Jakob se lewe was nie maklik nie. Toe hy die dag sy oë uitvee, toe kom hy agter, nee, dis nou 'n verkeerde vrou wat in hierdie bed is. Dis nie Rachel met wie ek gedink het ek trou nie, dis die sussie Lea. En die klappe kom. Hy dink nou net, nee, nou is ek en Rachel, ek het nou 7 jaar vir haar gewerk, en elke keer as hy dink, nee, hy is 'n halwe tree voor, en kom sy skoonpa weer met 'n ander skelmstreek. En hy kry die houe. Totdat hy voor Esau kom, en hy worstel die hele nag met die engel van die Here, en hy loop mank vir die res van sy lewe na daai twee geveg. Maar hy loop dit, dan loop hy mank, as 'n man wat deur God op die regte pad gebring is. Wat het hier gebeur? Hoekom het die Here gesê, Jakob het ek lief en Esau haat ek? Wat het die Here aan Esau gedoen? Die kort antwoord is niks. Hy het hom gelos. Jakob het hy nie gelos nie. Hy het vir hom pak slaag gegee. Hy het hom gevoeder tot hy op die regte pad is. As jy 'n ouer kind het, en jy los hy kind, dan maak jy hom groot vir die duiwel. Maar as jy die kind lief genoeg het, om hom op die pad van die Here te hou, en 'n pak slaag te gee, waar hy van die pad van die Here afdwaal, dis wat 'n ouer doen. Dis jou verantwoordelikheid. Ek maak my kind groot vir die Here. Dis die verskil. Jakob het ek lief gehad, en elke hou wat hy gevoel het, het hy gevoel, hier is 'n pa wat hom nou terugbring na die regte pad. Esau het ek gelos. En waar sit dit vir my? Ek kry myself so jammer elke keer as ek die houe voel. Net as ek dink het gaan nou beter, gaan dit nie beter nie. Die probleme hou nie op nie. Dis moeilikheid op moeilikheid op moeilikheid. En ek kry myself so jammer. En dan kom die verliese, en dan kom die pyn, en dan kom die teleurstellings, dan kom die siekte. En ek kry myself so jammer. Besef jy nie, God behandel jou as sy dogter. Hy behandel jou as sy seun. Hy is besig met jou. Hy het jou nie gelos nie. Elke houtjie wat jy voel, met jou terugbring na sy pad. Is vir jou wat hy sê, ek sê jou gaan haal, en ek sê jou terugbring na my toe. Ek roep jou elke keer as jy die Bybel oopmaak. Is vir jou wat hy sê, as jy in die spieël kyk en jy kom agter, my hart is klip, ek is die een, die chirurg, wat jou hart kan gee, wat kan lief hê.
En ek doen dit. Ek sal. En as jy besef, my sonde staan tussen my en die Here, is hy die een wat sê, ek sal jou reinig, water op jou giet, jou sonde vergewe, jou skoon was, jou heilig. En as jy in die spieël kyk en jy besef, ja, my sonde walg my, is die Here die een wat sê, ek sal jou God wees, en jy sal my volk wees, jy sal my kind wees. Jakob het ek lief gehad, ek het hom nie gelos nie. Ook om jouself jammer te kry, weet, die Here is besig met jou. Hy het jou lief. Amen, kom ons bid saam. Hemelse Vader, U ken ons, U weet wat in ons harte leef, Here, U weet wat die sonde is wat ons lewe toerank soos onkruid. Here, U weet wat nodig is, dat ons terugkom op die pad. Here, ons kom vandag na U as volk wat maar skaam is, soos wat U sê, wat bloos, omdat ons eer van ons Vader aantas wat ons oneindig lief het. Here, ons weet uit ons eie kan ons nie die pad loop nie, vandag vra ons opnuut, wil U deur die woord en die Gees ons toerus. Here, wil U deur die Heilige Gees so kragtig in ons werk, dat ons 'n behoefte het, 'n alles oorheersende behoefte het, om liefde vir U uit te leef. Vergewe ons, Here, dat ons so selfsugtig is en net liefde vir onsself het. Maar Here, wil U hierdie hele proses met ons deurgaan, ons skoon was, ons verhouding met U herstel. Maar bo alles, Here, wil U gee dat ons sal besef, U is God en ons is mense kinders. U moet verheerlik word, nie ons nie. U moet geëer word en help ons in hierdie week om dit te doen. In Jesus naam, amen. Vader, wat my skuld vergewe, dankbaar leef ek as U kind. Vrees vir straf laat my nie weifel, want U liefde laat geen twyfel. En ek weet in sondesmart, U is trooster van my hart. Vers 1, Gesang 71, kom ons loof die Here. Trouwe Here van my lewe, God by wie ek vrede vind, Vader wat my skuld vergewe, dankbaar leef ek as U kind, vrees vir straf laat my nie weifel, want U liefde laat geen twyfel, en ek weet in sonde smart, U is trooster van my hart. Ons herinner in die bidstonde, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genade wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.